Wat kan jy vandag doen sodat daar 'n deurbraak in jou lewe kan plaasvind? Vandag, op hierdie oomblik, wat kan jy doen? Ek wil net eers begin om vir jou te sê. Het jy geweet dat die Here sê dat jy is kosbaar en waardevol vir hom? Het jy geweet dat die Here vandag vir jou sê dat daar is vir jou 'n hoopvolle toekoms? Dat sy oog die aarde deurkruis om diegene kragtig te ondersteun wie se harte onverdeeld op hom gerig is. So kom ons kyk vandag na hierdie beginsels. Wat kan ek doen om God in my lewe te aktiveer, sodat daar iets met my lewe kan gebeur, wat God se guns in my lewe kan bewerk? Kom ek bid vir jou. Vader, ek dank U vir die voorreg wat ons het in Jesus Christus, Here, dat ons U kan nader met vrymoedigheid, met die wete, Here, dat ons kan glo, dat ons kan droom, dat ons kan verwag, dat ons kan weet, Here, in U bestaan ons en leef ons en is ons, en dat daar op hierdie oomblik 'n kragtige deurbraak vir elkeen van ons gereed staan, Here. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen, amen. Ja, ek wil gou vir jou sê, 'n mens verander, luister mooi, 'n mens verander wanneer die pyn van die status quo groter is as die gemak om daarin te bly. So, people change when the pain of staying the same outweighs the comfort of the situation. So, die gedagte kom daarop neer dat 'n mens verander slegs wanneer jy beginne besef, ek is nie meer gelukkig met my omstandighede nie, ek is nie tevrede met waar ek is in my geestelike lewe, of waar ek is met my fisiese, of my finansiële, of my verhoudingslewe nie. Wanneer jy begin droom oor iets groters, wanneer jy iets beginne beplan in jou lewe, dat daar vir jou 'n deurbraak kan kom. Met ander woorde, God wil hê, daar moet iets gebeur. Jy moet so 'n bietjie die pot stir, sodat daar iets met jou lewe kan gebeur. Kyk wat sê Romeine, die 8ste hoofstuk. En ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Hy sê Romeine 8 vers 32, hy wat nie sy lewe gespaar het nie. Kyk wat het Jesus gedoen. Dink vir 'n oomblik daaroor. Jesus het nie sy lewe gespaar nie. Waarom nie? Want Jesus was nie tevrede met die status quo nie. Die situasie in die wêreld, dat die wêreld verlore gegaan het, dat die wêreld sonder hoop was, ek en jy geen kans gehad het nie, was nie vir die Here aanvaarbaar nie. Die Here het gesê, ek gaan 'n verskil maak. Ons Hemelse Vader het vir ons Jesus Christus gestuur, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Met ander woorde, die Here was nie tevrede met die omstandighede nie. Hy het gekom en het 'n verskil kom maak vir my en jou. Die Bybel sê in Johannes, die 3de hoofstuk, die 17de vers, dat hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar hy het gekom om sondaars te red. Met ander woorde, God se plan is redding. Met ander woorde, God wil hê dat jy gered moet wees. God wil hê dat jy moet in oorwinning loop, en jy moet in oorwinning bestaan. Jy moet die deurbraak beleef. God wil nie hê dat ons in die toestand van verlorendheid, hopeloosheid, mismoedigheid, depressie en vervallendheid staan nie. Dis wat die wêreld doen. Dis wat die omstandighede in die wêreld vir ons sê. Ja, wanneer ons siek is, wanneer ons pyn het, en ons het seer, ons het pyn. Partykeer is die pyn so erg, dat ons nie weet wat om te doen nie. Ons weet nie meer waarom om te gaan nie. Dis juis hier, wat hierdie skrifgedeelte aktiveer in my en jou lewe. Wanneer ek en jy dit gaan beginne glo, wanneer ons dit vasvat in ons lewe, gaan ons iets begin agterkom, dat God is besig om 'n wonderwerk vir my en jou te doen. So ek wil hê, ons moet dit vandag besef met daardie waarheid. Hy sê, hy wat nie sy lewe gespaar het nie, hy het sy lewe gegee, maar sal ook genadiglik alles gee. En ek wil oor die alles praat vandag met jou. Dit is alles. God het alles wat hy nodig het om vir jou te kan gee. Iemand praat met my in die week en sê vir my, hulle is so stikkend oor die dood van hulle moeder. En hulle sê, hulle weet nie hoekom hierdie dinge gebeur nie. Hulle verstaan dit nie. En hulle is eintlik kwaad vir almal. Hulle is tot ongelukkig. Hulle sê die Here het hulle moeder gevat. En ek wil vandag vir julle sê, dit is waar ons dit so mis.
Want ons sien die tydelike, ons sien die nou, ons wil net in die nou vrede en in die nou dinge beleef. Maar dit is waarom Jesus Christus gekom het, sodat ons hoop kan hê. Met ander woorde, die Here het daardie moeder gered, haar verlos, haar naam geskryf in die boek van die lewe. Hy het vir haar 'n plek gaan voorberei in die hemel, volgens Johannes 14, en hy het gesê, ek gaan vir jou plek voorberei, en ek sal jou neem waar ek is. En dit is wat Paulus vir ons gesê het, wanneer ek hier uitwoon, dan sal ek inwoon saam met die Here. Ek sal saam met hom wees. En wat het gebeur? Uiteindelik kon hierdie moeder se liggaam nie meer die situasie hanteer van hierdie aarde nie. Dit het net eenvoudig nie meer gewerk nie. Die liggaam kon nie meer die situasie dra nie. Die tentwoning het in mekaar ingesak. Maar wat het gebeur? Jesus het haar kom haal. Iemand het dit mooi vir my gesê. Iemand gesê, ek is bang om dood te gaan. Jy hoef nie bang te wees om dood te gaan as jy 'n kind van die Here is nie. Weet jy hoekom? Want jy is reeds in hemelse plekke saam met Jesus Christus. Wanneer ons sterwe, dan is dit maar net ons tydelike tentwoning wat neergelê word en ons beweeg geestelik saam met God vir altyd en ons is saam met hom onmiddellik. Dis wat gebeur. Ons is eintlik bevry van hierdie seer en hierdie pyn. Paulus het gesê, wie sal my verlos van hierdie liggaam? Wie sal my verlos van hierdie ellendige liggaam, sodat ek in staat kan wees om saam met God vir altyd te kan lewe. Maar nou is ek en jy in die lewe. Nou is ek en jy in die situasie, waar daar seer is, waar daar pyn is, waar daar gebrek is, waar daar omstandighede is. So wat moet ek doen? Wat moet ek doen om die krag van God vandag te beleef? Wat kan ek doen om die deurbraak van die Here vandag te ervaar? Wat kan ek doen? Ek wil dit so vir jou stel. Ek wil dit weer eens vir jou sê. People change. People change when the pain of staying the same outweighs the comfort. So wat is dit? Ons moet fokus op waardes. Ons moet fokus op wie is ons in Jesus Christus. Wat sê Jesus van jou? Wat sê Jesus op die oomblik van jou? So dis nodig om in te gryp. Daar's 4 dinge wat ek en jy kan doen. Die eerste ding is, kom ons teiken vandag die omstandighede wat ons so afbreek. Kom ons teiken die situasie. Kom ons sê vandag vir die Here, Here kom in en U wat alles kan voorsien. U wat in staat is. Ek wil hê jy moet dit kan sien. Dit is soos iemand wat deurgaan en hy kyk daar en hy sien en hy sit sy fokus op die teiken en hy sê, vandag gaan ek die probleem aanspreek. Ek gaan dit nie akkommodeer nie. Ek gaan nie verder doen nie. Ek het die vermoë om in die gees met God kontak te maak. Ek het die vermoë om geestelike dinge met die gees te beoordeel. Ek is 'n kind van die Here. Ek is iemand wat in geloof lewe. Ek wandel nie deur die aanskouing nie. Ek teiken vandag die krisis. Ek teiken vandag dit en ek sê vandag, dis tyd dat God sal intree en insny en ek wil dit vir jou sê vandag. Ek wil vandag vir jou sê, wat van jy trek 'n lyn vandag in die sand en jy trek 'n teiken en jy sê, stop net hier. Stop hier. Stop in Jesus naam. Ek is 'n koningskind. Ek verwag die beste. Ek weet die Here is in beheer. Ek weet God regeer. Ek weet waaroor dit gaan. Ek het 'n droom en 'n plan vir die Here. So die eerste een is teiken so bietjie. Moenie maar net toelaat dat die vyand jou aanval die hele tyd nie. Moenie toelaat dat die vyand jou gedagtes breek nie. Moenie ag gee. Moenie reageer op dit wat die vyand wil hê jy moet doen nie. Ja, hy wil hê jy moet mismoedig raak. Hy wil hê jy moet kwaad raak. Hy wil hê jy moet jou humeur verloor. Hy wil hê jy moet handdoek ingooi. Hy wil al hierdie goed hê. Waarvoor werk ons saam met die vyand? Kom ons werk saam met God. God wat alles vir ons wil gee. Wat wil hy vir ons gee? Hy wil vir ons die vrug van die Heilige Gees in Galasiërs 5 gee. Vrugte soos liefde, vrede, blydskap, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hy wil hê dat daar in jou lewe op hierdie oomblik vrede kom. Hy is die een wat sê, roep my aan in die uur van jou benoudheid, Psalm 50 vers 15, en ek sal jou uitred, en jy moet my eer. Hoekom teiken ons nie die situasie nie? Hoekom begin ons nie in die situasie inwerk, wat jou so onderkry nie, en begin verklaar, begin dit sê, begin dit glo, begin dit sien. Die Bybel sê vir ons, hoe moet ons bid? Here, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde.
Met ander woorde, wat is God se plan vir jou in die hemel? Skryf dit neer, sit dit op 'n papier neer vandag en sê vandag vir die Here, Here, dankie dat daar is vir my oorwinning. Dankie dat daar is vir my genesing. Deur u wonde het daar vir my genesing gekom. Dankie Here dat u maak 'n weg vir my. Dankie dat die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval en my erfenis is mooi. Dankie Here dat goedheid en guns my gaan volg al die dae van my lewe. Dankie Here dat u vir my 'n tafel dek teenoor my teestanders. Prys die Here. Kom ons skryf dit, kom ons teiken die situasie, kom ons vernuwe ons denke volgens Romeine. Kom ons gee vandag die Here 'n kans om ons nuut te maak. Die Bybel sê, hoor wat ek nou sê, die Bybel sê, as a man thinketh in his heart, so is he. Soos 'n mens in sy hart bereken, so is hy. Met ander woorde, as jou fokus op die negatief is, jy sluk daar die pil van negativiteit, jy word bitter in jou binneste, jy ervaar die seer, jy ervaar die pyn, want dit is waaroor jou gedagtes die hele tyd gaan. Vernuwe jou gedagtes en laat toe dat die gees van die Here, die vryheid van die Here, die goedheid van die Here, die seën van die Here, jou deel sal wees. Ek glo dat die Here wil doen. As jy dit geteken het, dan kom die tweede beginsel, rig jou lewe in. Rig jou lewe in. Skryf dit ergens neer. Vat die R en sê, rig jou lewe in, volgens die plan wat God vir jou gegee het. Met ander woorde, vind jouself in die vrede, in die fantastiese wil van die Here, die liefde van die Here, die krag van die Here. Wees op daardie plek. Weet jy dat jy die vermoë, al is jy in die moeilikste omstandighede, om nou jou gedagtes te laat gaan na 'n plek van vrede toe. Sien jouself, rig jouself in 'n plek, in die droom wat God vir jou het. Rig jou gedagtes, rig jou voetstappe. Die woord van die Here is 'n lamp vir jou voete. Hy rig jou, hy maak vir jou pad. Die Here is 'n lig in die duisternis, en die duisternis sal dit nie oorweldig nie. God wil jou rig. Met ander woorde, ek teiken nie net die situasie en sê, o ja, ek is bewus van my probleem nie. Ek rig myself tot die oplossing. Ek rig myself. Ek glo, dis wat dit is. En dan kom ek by die feit dat ek myself nie net rig in daardie saak nie. Ek wil vandag begin vir daardie saak onderwysing gee. Ek wil begin 'n orde bring in die situasie. Hoe doen dit? Ek sê, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Ons het vandag al hierdie AI en ons het al hierdie dinge. Weet jy wat? Tik 'n bietjie jou probleem in en sê, wat sê Jesus oor my probleem? Wat kan ek nou doen? Gaan tik dit 'n bietjie in en jy sal sien, vra vir die skrifte, vir die woord van die Here. Laat die woord van die Here 'n onderrig bring. Laat daar onderwysing kom. Weet jy hoe belangrik is dit om te bid oor jou situasie? En te kan sê, Here, ek begin u glo, ek begin verklaar, ek begin dankie sê, ek begin u loof, ek begin u prys, ek begin vir u naam, die naam groot maak, want u is my bron en my God. Ek gee u die eer daarvoor. Wanneer ek bid, dan onderrig ek my gees en ek bring my in lyn met die plan wat God wil gee. Baie mense kan gered word, baie mense kan genees word, baie mense kan oorwinning kry. God het nie 'n tekort om te voorsien nie. Ek dink net partykeer, ons sit nie die bak daar neer, sodat God vir ons kan help nie. Ons onderrig onsself nie. We do not shape ourselves so that we can hold the presence of God. Ons moet onsself vorm, ons moet onsself plaas, sodat ons 'n houer, 'n voertuig, 'n tempel van die Heilige Gees kan wees. Dis wat ons moet doen. En die laaste ding wat ek en jy kan doen, is dat ons het nodig om die uitdaging te aanvaar. Ek wil dit vir jou sê. Het jy die guts om op te hou met wat jy sukkel? Op te hou om die gif te drink wat jou vernietig? Het jy die guts om dit te doen? Het jy die guts om vandag te sê, ek gaan nie toelaat, laat my lewe in mekaar insak nie? Het jy die guts om vandag te sê, ek gaan God vertrou vir my situasie? Het jy die guts terwyl jou liggaam, jou omstandighede, jou beursie in die wêreld om jou vir jou skreeu en sê, gooi handdoek in? Het jy die guts om te sê, ek sal nie bang wees nie. Ek sal opstaan, ek vertrou die Here. Het jy die guts wat Dawid gehad het? Terwyl almal, ek wil hê jy moet dit hoor, al die Israeliete was bang vir Goliat gewees. Almal het maar elke dag net daar gestaan en gesê, wow, ons sal maar vrede maak, jy kan ons maar sleg sê, jy kan ons God sleg sê, jy kan voortgaan net wat jy doen, maar iemand het guts gehad. 'n jong seun, 'n skaapherder, het gekom op die veld, iemand wat geoefen was,
Iemand wat in sy lewe orde gehad het, iemand wat vertroue in die Here gehad het. Hy het gekom en gesê, jy vyand, kom na my toe, met swaard en met spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. En wat het gebeur? Daardie klip het daardie vyand se voorhoof gepenetreer. Ek wil hê jy moet vandag die guts sê, dat die woord van die Here vandag in jou lewe 'n wonderwerk sal begin doen. Laat die woord van die Here vandag daardie rots sal wees, daardie klip sal wees, daardie saak sal wees wat sal dryf en die vyand sal oorwin. Ek wil hê jy moet dit in jou gees vandag sien. Jy moet sien hoe dat die woord kom, soos missiele, soos absolute bomme wat val, geloofsbomme wat eenvoudig elke situasie van negativiteit breek in Jesus naam. Wat dit vrymaak vandag. Wat gaan jy doen vandag? Wat gaan jy doen om die oorwinning van God in jou lewe te kry? Sien die woord van die Here dat dit werk. Sien die woord van die Here wat nie net daar in 'n boek lê, in 'n paar woorde is nie. Gaan lees die Bybel, onderstreep dit. Gaan vat die Bybel en eet dit. Maak dit deel van jou lewe. Kry net ten minste een vers. Kry een vers in die Bybel wat vir jou situasie spreek. Laat daardie een vers in jou hart kom, in jou kop kom en laat dit geloof opwek. En as dit geloof opgewek het in jou lewe, laat dit in die plek kom dat jy begin dit sien, dat jy die droom, visualiseer die oorwinning. Ek sê eendag vir iemand, jy weet, mense wil altyd hê jy moet vir jou hulle siek omstandighede bid. Ek wil hê ons moet ons siek omstandighede, ons moet siek raak vir ons siek omstandighede. Ons moet vandag sê, Here, ek dank U dat in die hemel is daar vir my 'n perfekte plan. In die hemel is daar vir my voorsiening. In die hemel is daar ver bo wat ek bid of dink. Ek gaan begin droom oor 'n totale oorwinning. Ek gaan nie net bid om net oor die weg te kom nie. Ek gaan begin bid om vry te wees, los te wees, in die volmaakte plan van die Here te kan wandel. Dis wat ek kan doen. Jy kan dit ook doen. Ek en jy kan dit doen. En ek wil jou uitdaag vandag, laat die Here dit vir jou sal doen. Wat kan jy vandag doen? Ek wil saam met jou bid vandag. Jy is die antwoord wat God nodig het. God het gesê, ek wil vir jou genadiglik alles gee. Alles. So gaan 'n bietjie groter met daardie alles vandag en vertrou die Here. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ek dank U dat U vir ons die vermoë gee om aan te hou, die vermoë gee om deur te breek, die vermoë gee om te vertrou, die vermoë gee, Here, om te oorwin in Jesus Christus se naam. Ons eer U, Here, daarvoor. Ek dank U dat daar op hierdie oomblik 'n deurbraak, U Heilige Gees deurbraak kom en elke negatiewe gees van duisternis breek en dat die krag van die Here daar sal kom. Dankie, Here, vir die dagstukkies, vir die woord wat U vir ons elke dag gee, om ons geloof te vat en te weet, ons sal nie bang wees nie, ons sal nie ingee nie, want ons het 'n God wat lewe en 'n God wat oorwinning gee. Ons prys U, Here, dat daar voorsiening kom en deurbrake kom, in Jesus se naam. Amen, amen. Mag die Here jou seën vandag. God bless jou.